Bid graag saam met my. Hemelvader, ons wil u woord oopmaak en ons, die geloofsgemeenskap hier in Horison, wil kom erken dat daar is een God en dit is nie ons nie. Daar is een stel reëls en dit is nie ons eie mensgemaakte reëls nie. Daar is een wat op die troon sit. En elkeen van ons wil saam met al die ander gelowiges oor die wêreld kom kniel en buig voor u. Want u is die Almagtige. Die wêreld is in die holte van u hand. Die wêreldpolitiek en geskiedenis is iets waaroor u nie onrustig raak nie. U weet. En omdat u weet, is dit vir ons genoeg. Kan ons rustig, stil by u voete kom kniel en vra, Here, raak ons aan, kom praat met ons. Laat die koninkryk vir ons helder word en laat die voorreg van kind wees vir ons weer vanmôre van vooraf aanraak. U woord praat van die gelukkiges, die geseëndes. En ons wil vra dat u vanmôre vir ons dit sal oopbreek, sodat ons daaruit ook kan raak sien u pad en u plan met ons lewens. Ons kom bid vanmôre vir hulle wat siek is, hulle wat aansterk by die huis, hulle wat met bekommernisse leef, hulle wat swaar trek onder die juk van finansies of verhoudinge, wat ook al. Ons wil vra, Vader, kom raak hulle aan, kom sien hulle elkeen en bied u hemelse salf aan. Amen. Vriende, ons gaan lees Matteus hoofstuk 5, ons gaan die eerste 12 verse saam lees. Ons begin dan met die hele reeksie oor die bergpredikasie. Ek het laasweek genoem dat die Bybel as meer as 6 biljoen kopieë daarvan al verkoop. Dis die boek wat die meeste gelees word in die wêreld. En hierdie gedeelte van Matteus 5 tot 7 is in die Bybel die boek wat die hoofstukke wat die meeste gelees word. Dis die meeste wat hieroor geskrywe is. As jy al die artikels en boeke wat oor hierdie 3 hoofstukke geskrywe is, gaan opteken, gaan dit baie groter wees as wat daar 'n biblioteek voor moontlik is. So daar is baie verskillende menings. Ons gaan nie probeer om die eerste en die laaste woord daaroor te sê nie, maar ons gaan probeer om die woord van die Here vir ons elkeen oop te breek. Vanaf vers 1. Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit, kom sy disippels na hom toe, en hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Het jy al gewonder, wie was die skare mense wat daardie dag saam met Jesus die eerste keer na hierdie preek geluister het? As ons dit nou na vandag se taal toe sou wou vertaal het, sou ons waarskynlik, as ons bietjie onoplettend was,
Sou ons gedink het, dis die kerkraadslede, dis die mooi mense, dis die suksesvolle mense, dis die ouens met die mooi karre en die grade teen die mure, dis die ouens met die soetkinders, en dis die ouens met die wit en die reguit tande. Ek het dit so 'n bietjie aangedik, ek weet. Maar Matteus 4 vers 23 en 24 sê vir ons wie hierdie mense was wat daardie dag na die preek geluister het. Vers 23. Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hy het die mense in hulle sinagoges onderrig en die goeie nuus van God se koningsheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Kort voorlank, vers 24, het die nuus oor hom oor die hele provinsie van Sirië versprei. Die mense het almal wat siek was na hom toe gebring, die wat getuister was deur allerhande siektes en pyne, die in wie daar bose geeste was, epileptici, verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. Vers 25. 'n groot skare uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en die Transjordaan het hom begin volg. So die teks sê vir ons 'n klomp dinge oor wie was die mense wat daardie dag, daardie oggend, saam met Jesus gestap het en iewers teen die berg gaan sit het om te luister toe Jesus gaan sit het om te preek. Ons weet byvoorbeeld dat dit hier vertel word van die uitgeworpenes. Want onthou dat as jy foutloos was in jou liggaam bou, dan was jy deur God geseën. As jy enige vorm van 'n gebrek gehad het, 'n oog wat nie kon sien nie, 'n vinger wat nie daar was nie, 'n mankbeen, een of ander geestestoestand, enige vorm van gebrek, wat jou laat dink het, ek is minder as daardie persoon. Dit is die mense wat die Bybel vir ons sê, wat na Jesus toe gekom het, en daardie mense sou in hulle teologiese idees van daardie tyd gesê het, God is nie aan jou kant nie. Jy het iets verkeerd gedoen, God is besig om jou te straf, dis hoekom jy dit so is. Nie net jy nie, miskien is jou pa of jou oupa die ou wat gesondig het. En daarom straf die Here jou. En daardie mense het die hele tyd gevoel, ons is nie goed genoeg nie. Ons pas nie in nie. Ons sal nooit die graad maak nie. Ons sal nooit die sertifikaat kry nie. Dan word daar vir ons vertel, dat daar mense van Jerusalem was, en van Judea, van Sirië, wat die boonste streke, buitekant Israel eintlik was. Mense van die buiteland, wat vandag van Israel se grootste vyande is. En dan word daar veral genoem ook die stede van die Decapolis. Nou polis in Grieks beteken stad of dorp, Deca is 10, so daar was 'n streek van 10 stede gewees, wat oor kan die Jordaan was. Nou wonder ek of julle dit sal onthou, van die vark wat die bose geeste ingekry het, dit was daar gewees. Onthou julle van die man legio, wat met soveel bose geeste gebind was? Dit was daar gewees. So dit was die uitgeworpenes. Nee, ons wil nie naby hulle kom nie, hulle gaan ons onrein maak, los hulle uit, moenie hulle nooi na die kerk toe nie, ons wil hulle nie hê nie, los hulle uit. Ons is die mooi mense. Maar hierdie mense is soos 'n magneet aangetrek na Jesus toe. En is hierdie stikkende, siek, verswakte, bose, krippel mense wat by Jesus uitgekom het. Die mense wat die eerste na hierdie aardskinde preek geluister het, was die uitgeworpenes, die mense wat nie hulle werk kon behou nie, die mense wat deur kerkmense as sondaars uitgekruid was, die mense wat hulle self beskou het as, ek is nie kerkmateriaal nie, laat staan nog van kerkraadsmateriaal, die arme mense, die mense wat nie lekker geruik het nie, die mense wat te veel gedrink het, die mense wat met die dwelms geëksperimenteer het, die mense met die vuil taal gebruik, die mense wat net nie hulle lewe op 'n gelyk pad kon kry nie. Hulle is die mense wat aan Jesus se preek geluister het.
En hoe begin Jesus hierdie preek met hierdie mense? Jy sal agterkom dat Jesus begin nie met 'n ruiltransaksie nie. Jesus sê nie vir hulle, luister, julle is nou hier, laat staan nou julle nonsens, en dan sal ek julle gou gesond maak, en dan is die kind se naam weer Wit Willem nie. Daar is nie geen sprake van, kyk hoe lyk jy, kyk hoe ruik jy, kyk hoe vieslik is jy, ag nee, sies man, niks daarvan is in Jesus se woordeskat bekend nie. Wat is in sy woordeskat? Gelukkig is julle. Die ou vertaling praat van geseënd is julle. Julle is die gelukkige mense. Moet ons dan daarmee aflei dat ek moet eerder vuil en arm en werkloos en bejammerenswaardig wees om deur God raak gesien te word? Nee, dit is mos nou ook nie dit nie. Maar dit beteken dat God 'n ander rede het hoekom hy mense wat uitgeworpe is as geseënd sien. Ons gebruik die woorde baie keer in Afrikaans en in Engels. As iemand jou vra, hoe gaan dit? Dan sê, nee, geseënd man, geseënd. En ek wonder of ons altyd weet wat dit beteken. Wonder of ons mooi verstaan wat dit beteken. Of ander kere sal iemand ons so bietjie opvryf aan die kant en dan sê ons, ag, bless you, en dan gaan ons aan. Dis eintlik, kom net uit my pad uit, ek wil nie lus om jou te praat nie. Maar Jesus het heeltemal 'n ander terminologie daaraan. In Jesus se tyd het dit beteken dat ek het iets in jou raak gesien wat vertel dat wat dit is om die goeie lewe te hê. Die goeie lewe is opgevang vir elkeen van hierdie mense. En wie het die goeie lewe gehad volgens Jesus se boodskap? In Jesus se tyd was mense wat arm van gees was, beslis nie 'n eretitel soos wat ons dit baie keer vandag probeer maak nie. Dit was iets soos om heeltemal weg van God af te wees, verlore te wees. Arm van gees beteken ver van die gees. Ver van God, nie sy stem gehoor nie verstaan nie geglo nie belang gestel nie. Die kerk en die sinagoge was iets waaraan hulle nie wou dink nie. Die nuwe vertaling lees vir ons: gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die gelukkige lewe is daarom nie omdat hulle arm en ver van God was nie, maar omdat hulle nou vel naby aan God se koninkryk gekom het. Want die goeie nuus, so het ons verlede week gesê, die goeie nuus is dat God se koningsheerskappy nou naby gekom het vir alle mense. En nou sê Jesus vir hierdie mense, ver van God, mense wat nie die Bybel gelees het nie, mense wat nie gereeld in die kerk gekom het nie, mense wat deur die kerkmense afgeskryf was. Julle is die gelukkiges, en God het besluit om nou vel naby aan julle te kom, in julle gesigsveld naby, beskikbaar. En dit maak jou geseënd. Dit maak jou dat Jesus jou sien as die geseënde. Vir die wêreld maak dit mos nou glad nie sin nie. Hulle lysie van die gelukkiges het ons net al so bietjie aangeraak. Maar die lysie van die ouens wat gelukkig is in ons gewone taal, as ons maandag tot Saterdag in die dorp rondloop en ergens tee drink, dan is dit die CEO's, die ouens met die baie geld, die ouens met die hoë posisies, die ouens met die doktersgrade, die ouens wat nie gesondheidsprobleme het nie, die ouens, die vrouens met die mooi lippies en die glans in hulle hare. Die regte geseëndes is die mense wat elke dag in God se teenwoordigheid is. Hulle wat kies om met God te praat, al wonder hulle of hy hom hoor. Hulle wat weet dat God hulle toekoms en uitkoms in sy hand hou, al is hulle partykeer bietjie beangs oor wat volgende dag gaan gebeur. Elkeen wat sy eie ekkigheid na die kruis kon bring, is deel van die geseëndes.
Elkeen wat nie meer veg om die wêreldse probleme self te probeer oplos nie, maar nederig in gebed vra, Vader, sien dit raak ons aan. Elkeen wat toelaat dat God is, en ek nie probeer om sy werk oor te neem met my eie opinies nie. Elkeen wat oopmond van verbasing kan kyk na God en na sy woorde en sê, wow, ons het 'n groot God. So wie is die geseëndes as hulle treur? Dis hulle wat al die klappe van die lewe gekry het, die uitgestotenis, die een wat hulle beste vriend verloor het, hulle lewensmaat langs die pad verloor het. Hulle wat iewers misluk het en nou sit hulle met die gevolge van hulle dom keuses. Hulle wat sug oor die dinge van die lewe. Hulle wat al in die rug gesteek was. Hulle wat ly aan 'n ongeneeslike siekte en dikwels selfmoordneigings het. Jy is dalk aan die einde van jou planne, maar God is nog lank nie met sy beste planne met jou eers besig nie. Dit kom nog. En so kan ons deur die lys werk van Jesus as ons tyd gehad het. Hulle wat vervolg word, hulle wat uitgesluit is in die genade boodskap van God. En op hierdie manier kom Jesus vir ons die reëls gee van sy geloofsgemeenskap. Nie die van die fariseërs en die kerkmense van daardie tyd nie, of selfs die kerkmense van ons tyd nie. Jesus kom spel die reëls uit van sy geloofsgemeenskap. Hy gee nie voor, hier gee ons nie voor dat ons iets is wat ons nie is nie. Hier dra gelowiges nie maskertjies nie. Hier probeer ons nie onsself beter voorgee as wat ons regtig is nie. Hier is ons die stikkendes, die behoeftiges. Hier is ons die mense wat niks het nie, maar wat net krampagtig soos die vrou wat aan bloedvloeiing ly, aan Jesus se kleed wil vashou en so haar krag kry vir die dag. Ek lees een keer 'n stelling van wat dit is om 'n gelowige te wees wat my aangegryp het. Dit gaan in Engels wees, maar dit is so treffend, ek hoop jy sal dit onthou, dit is op die agterkant van die blaadjie, sal jy sien, jy kan die woorde net invul en die sin volmaak. Evangelism is one beggar telling another beggar where to get bread. Dink mooi hieroor. Vir my om te vertel van die grootheid van Jesus, moet ek self ook 'n afhanklike wees wat honger is na daardie hand van God op my lewe. As ek sê ek is 'n kind van God, dan is ek ook 'n bedelaar. 'n bedelaar van God se genade, 'n bedelaar van God se liefde, van God se hand van seën. En ek kan blink oog vir iemand anders wat saam met my 'n bedelaar is, sê, kom ek gaan wys jou, waar kan jy vel naby kom aan God se genade. En dit is die standaard waaraan ek en jy ook gemeet sal word, en ons as gemeente getoets sal word. Is daardie gesindheid in elkeen van ons? Is almal welkom hier? Dalk het jy, toe jy die SMS of die WhatsApp gekry het, gedink, nee, ek gaan dit nou nie vir die persoon aanstuur of vir daai persoon aanstuur nie. Want jy dalk gedink, die mense gaan dalk vir ons as so 'n persoon die instap. Of jy dalk gedink, hulle sal in elk geval nie kom nie. Maar so weet ons dat bemarking werk, so leer die ouens vir my, dat jy moet dit 23 keer vir 'n ou jou verkoop gaan doen, voordat hy gaan ja sê. Gemiddeld 23 keer. Ons moet so baie keer mense nooi, so baie keer glimlag en baie keer liefde wys, dat iemand dalk een dag net sal sê, miskien sal ek dit bewende waag, om saam met hierdie geloofsgemeenskap te kom soek. Daarom vriende, elkeen wat hier kan instap, is 'n behoeftige met 'n diep honger in hulle self,
'n honger na God se liefde, 'n honger na God se saamstap in hulle lewe, 'n honger na God se stem. Almal is welkom. Hier gee ons ruimte vir enige persoon om sy verhouding met God te kom ondersoek. En ons stel nie voor en ons skryf nie voor wat hy moet kies en hoe die proses moet wees nie. Die Bybel spel dit vir ons uit, dat as ons skuld bely, by die voete van God, sal hy ons vergewe en herstel. Al die vlekke wat in ons lewe was en is, sal weggewas word. Ek en jy is net so deel daarvan. As iemand by die AA sou uitkom, sal die eerste sinne wees wanneer hulle praat so wees: Hallo, my naam is Gerard, ek is 'n alkoholist. En nie een van die mense sal sê, wat? Jy? 'n Alkoholist? Hoe kon jy? Nee, hulle reaksie is, hallo Gerard. Want hulle weet, hulle is almal ook alkoholiste. En dis waar die veilige ruimte is, dat ek en jy hier voor mekaar kan kom staan in hierdie geloofsgemeenskap en sê, hallo, my naam is Gerard, ek is 'n geredde sondaar, en ek kry dit nie altyd reg nie. Ek maak soms foute. En 'n geloofsgemeenskap wat kan sê, hallo Gerard, ons is in dieselfde bootjie. Ons gaan na dieselfde plek toe, om ons seën en ons heling te gaan kry. Ek en jy, begenadigde sondaars, en enigeen wat hulle eie sondigheid erken, het gearriveer. En hulle is welkom. Hierdie gebou, as jy nie baie gereeld hier kom nie, hierdie gebou is vol van mense wat met skaamte kan erken, dat hulle nie al die antwoorde het nie, en dat hulle al partykeer grove foute gemaak het. Dat hulle al die lewensspel gespeel het, maar tweede beste daarvan afgekom het. Dat hulle al kruifoute gemaak het, en soms steeds maak. Hulle wat hoog geag word, is hulle wat besef dat hulle dit nie op hulle eie kan maak nie. Hulle het nie net God en Jesus Christus se kruis en die inwoning van die Heilige Gees nodig nie, maar hulle het ook medegelowiges nodig met hulle gawes. En daarom staan ons saam. Daarom tree ons nie terug as daar 'n geleentheid is om te dien nie. Daarom bly ek nie stil as ek elders kan help nie. Daarom help ek want iemand gaan my weer help. Daarom luister ek want iemand gaan weer eendag na my luister. Daarom bid ek want iemand gaan weer vir my bid. Daarom vriende, ons kan sekerlik aanhou om voorbeelde uit te dink oor wie is almal welkom hier. Maar hier, in God se koninkryk speel ons nie op die wêreld of selfs partykeer op die kerk se koninkryksreëls nie. Hier speel ons met God se koninkryksreëls. En hier is ons vry om te wen en te oorwin. Ons gaan vandag vir die eerste keer in 'n baie lang tyd kerkraadslede bevestig in hulle ampte. Baie van hulle is kerkraadslede wat al 'n hele lang ruk op ons kerkraad dien. En hier en daar is daar 2, 3 nuwe name. Ons doen dit nie omdat ons dink ons het gearriveer nie. Ons doen dit nie omdat ons dink ons is beter as iemand anders nie. Ons doen dit selfs ook nie eens omdat ons dink, ag, daar's niemand om dit te doen nie, laat ons dit nou maar doen nie. Ons doen dit omdat ons weet ons is begenadig. Ons doen dit omdat ons weet die versoeking is so maklik om weg te kruip en te vra dat iemand anders eerder die werk moet doen. Ons doen dit want ons doen dit uit ons gebrokenheid, uit ons tekortkominge. Ons doen dit omdat ons geestelik wil groei. Ons doen dit omdat ons sê, op hierdie manier kry ek nog meer blootstelling. Kan ek nog meer geleenthede kry om my te polish, my gereed te maak vir daardie dag wat Jesus my kom haal. Om 'n kerkraadslid te wees is nie 'n eretitel nie.
Dit is om 'n overall aan te trek. Dit is om te sê, dis my beurt, ek wil graag kom help. Ons verdien almal om deel te wees van dit. En dis hoekom ons ook gekies het om almal van julle uit te nooi om deel van 'n kommissie te wees. Want op daardie manier, ons kan nie almal op die kerkraad dien nie, maar ons kan almal in 'n kommissie dien. Ons kan almal deel wees van die pad vorentoe. Ons kan almal hier wees om te sê, ek wil hande vat, ek wil versterk, ek wil bid, ek wil help. En daarom gaan ek nou die kerkraadslede van môre saam met julle bevestig. Vriende, ons weet dat die Bybel ons vertel dat kerkraadslede is mense wat 'n sekere leefstyl gekies het. Hulle is mense wat soekende is om te doen dit wat die Here van hulle vra. Ons het hierdie name vir die aangekondig oor 'n lang tyd nou al, van verlede jaar af, en vandag gaan ons oor om hulle te bevestig in hulle ampte. Ek gaan nie 'n groot onderskeid maak tussen ouderlinge en die diakens vandag nie. Ek wil net daarmee vir u verduidelik, dat kerkraadslede is mense wat gefokus is om God te dien, om God te gehoorsaam met hulle gawes, is mense wat sê, ek wil graag kom help in 'n geloofsgemeenskap, en ek wil graag help by die opbou van die gemeente, en die versorging van die gemeente, en watter maniere dit ook al vir my moontlik is. Saam wil ons mekaar aanmoedig en uitdaag. Ons is nie hier om mekaar reg te sien en uit te sorteer en reg te wys en te vermaan nie. Ons is hier om mekaar by die hand te vat, op te help, saam te loop, die vinger te wys na die wenpaal en te sê, kom ons stap saam. Daarom werk ons met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. Vir 'n kerkraadslid, veral vir ons diaken, is dit belangrik om te weet dat ons met verantwoordelikheid omgaan met dit wat ons het. Of dit nou ons finansies is, en of dit ons eiendomme is. Ons is hier om mooi te werk met dit waarmee julle ons vertrou. Wanneer ons vergaderings hou, doen ons dit in die aanroeping van die naam van God en onder leiding van die Heilige Gees. Ons doen dit bewende, maar ons doen dit met oorgawe en vertroue, omdat ons oog op die Here gerig hou.